Goeiemôre almal. Baie welkom by ons erediens. Ons sê ook welkom aan ons besoekers vanoggend. Mag julle dit geniet hier saam met ons. Ons loop vanoggend, sy weet hier is 'n paar besoekers. En dan sê ons ook welkom en hy is ons die kamer wat ingeskakel is. En dan ook vir Annelie vir die voorstel. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre. Dankie, dit is baie beter. Kom ons sê net so sluit as ek van praat sê Jesus. Jesus is baie dankie. Dis vanoggend as gemeente geword om ag en sommer net U loof en prys uit ons harte uit. Heilige Gees, wil U asseblief weer teenwoordig wees en ons harte rustig sal maak, ons gedagtes sal dit fokus op God en dat ons hierdie uur na hof wat ons U teenwoordigheid is, en volle gefokus sal wees op U. Here Heer, dat ons stemme lekker warm sal word, ons harte warm sal word, en dat ons lekker sal sing. Dankie dat ons dit op eer en vrede van U naam kan doen. Amen. Goed, ons eerste lied wat ons gaan sing, is weer ons die liewe Here dat ons die oefen, en dit is Klank 33, Halleluja in my hart. Maar wil ek even asseblief van my help, vir al die manne julle sal moet insit, en my stem is baie hoog, so julle moet julle laaste asseblief insit, en dan vra ons groot asseblief, as daar iemand is, dat sal kon help met die voorsang, en steeds asseblief julle nommer vir Andrea, dan kan ons 'n plan maak, en dan is saam sing in die oggend. Dit sal lekker wees. Dankie. Goeiemôre.
dieselfde is en dat hy vir ewig is. Ons volgende lied wat ons gaan sing is van al die lof en aanbidding om aan U te. Ons is wonderlik, U is geweldig, God van die eeuwe, God voor die tijd. Ons is awesome, U is verheerlijk, U wat ons lief heeft, altijd getrouw. Ons volgende lied, so dat ek in eie lewe uit en getuig hoe goed en groot God vir ons is. So baie keer met 'n mens groot dinge in jou lewe gebeur vir die Here raak sien, maar eintlik is God in die klein dingetjies. Die liefde wat jy en jou man en jou vrou van mekaar het, die feit dat jy kinders het en dat jou kinders gesond is, dat ons almal 'n werk het vir dankie te sê en ook sommer dat ons vir mekaar het en mekaar as gemeente het en mekaar kan lief sê. En dis ook hoe ons hier is. En kom ons sing lekker vir Here uit die 300 U getuig Here kan ons vyand sy goedheid is groot.
Vader, neem ons hande. In Jesus' naam. Mag julle 'n wonderlike week hê. Dankie Lord. Dan gaan we begin met ons aankondigings. Heel eerste, wil ek ons verjaarsdag lees. Ons het almal wat verjaar baie geluk. Mag hulle dag vol bederf wees, mag hulle jaar geseën wees. Die persone wat hierdie week verjaar, is Deborah Koch, Johannes Laurens, Martha Koolhaar, Michelle Smit, en Griselda Steenkamp. Ons het hulle regtig van geluk, hulle word lekker bederf, en almal van hulle lief is. Ons dink ook aan die mense wat siek is, en hulle sal ons kansel sien. Ons dink spesifiek aan die volgende persone, en ons die Browns, en Audrey Wilson, en Henk Harden. Ons van hulle herkom in die Here opdra, hulle is baie ernstig siek, en vra die Here van hulle krag sal gee, en ook vir die mense wat om hulle is, dat die mense ook sal sterk staan, en vir hulle sal verstaan. En dan bid ons ook vir alle bejaardes en siekes in huis van sy kamer, en asseblief ook vir al ons lidmate, al ons siekes wanneer het dit uitgaan. Dan wil ons net baie dankie sê. Van gister is 'n groot bazaar. Jy het op die groep gesien, as ek nou reg onthou, dit is 233.000 wat groot bazaar skoolvaar ingedruk het. Ons wil net baie dankie sê almal wat ondersteun het, almal wat bygedra het, almal wat kon help het. Dankie dat dit so 'n heerlike dag was. En ons kan maar net al die eer en lof aan die Here gee vir daardie dag. Van die lese kant af, sy het ook gister die so barmhartigheid van Thea uitgedeel, en hy het so die broodjies uitgedeel, dit is ook 'n groot sukses geweest, baie dankie ook vir haar en haar span, en sy sê baie dankie vir almal wat deur die jaar vir haar kinders mekaar gemaak het, op ander maniere skenking gegee, en jy kan nou weer begin vir volgende jaar, maar baie dankie, en dit was ook 'n geseënde geleentheid geweest. En dan weet ons van ons broermaak se kant af, baie dankie. Ons waren nog in die laaste paar dae om te kyk presies hoe ons gemaak het. Ons sal julle seker die volgende week kan sê, maar baie dankie dat elkeen wat ook inspring en dit kon help het, of wat gereeld kon bygeet het, of goed eet. En dan moet julle seker, dan oefening doen die eet, maar dankie vir julle ondersteuning ook dat ons weer op maak. Goed, dan hierdie week
het ons weer hier by huismusikale om 10:00 en ook ons Bybelstudie in die sonkamer om 5:00. Dis ook bloedskenking, donderdag 12de, so as jy ook gaan bloedskenk, dan weet jy dat jy nog net na die saal toe gaan. Ons het dan ook kuierkerk die eerstkomende Vrydag, en dit is die 13de, so ons nooi almal uit na ons kuierkerk, soos jy nou al weet in die tyd, ons kom die aand by mekaar. Ons het 'n koordiens, waar ons lekker lofprys en aanbidding saam doen, en ook boodskap, en na die tyd gaan ons lekker saam kuier, want ons het in hierdie konsistorie gepraat, dat ons graag dit dankie sê ete wil. So ons nooi lekker vir almal uit, asseblief kom, so net om dankie te sê, vir almal se ondersteuning, met die bazaar, met die loopmark, deur die jaar heen, almal wat so mooi ondersteun het vir ons help. So ons gaan ietsie braai, daar sal 'n rustige en 'n staaltjie wees, en ons vra maar net die donasie, so jy hoef nie iets te gee nie. As jy wil iets gee, is jy welkom, andersins kom en geniet dit net, bring net jou eie drinkdingetjie saam, en nou die weer is net vir my tyd donderdag, so ek ons net weet hoeveel ons om gereed te kry vir julle vir Vrydag gaan. So ek wil julle dit uit, ek sal ook weer vir ons op die groep sit, maar ons nou regtig maar allemaal uit, so net dankie sê julle, en of jy allemaal dankie te sê. Goed, wat is dan ook vergeet, ons ek sê nee. Dit is dan dit. Jy is daar sien op die slaaikie, waar vir die collector gaan, en al waar julle, ons het julle te lees. Goed, ons gaan begin met die hele iets van ons, en ons gaan begin weer net stil te word. Stil te word in Here se teenwoordigheid. So ons wil vloei dat we daaraan gedink, dat jy God se geliefde is. Nou as ons die Bybel lees, dan sien ons die Bybel gebruik die deel dat ons God se bruid is, en dat die Here Jesus Christus die bruidegom is. Skryf veral in Hosea en Openbaring, en selfs in Efesiërs, dat God so oor ons praat, en ons is sy geliefdes. En wanneer God is oor van jou kyk hy met oor van liefde en deernis. Hy kyk die bloed van die lam en sien sy geliefdheid aan. Hoor dat ook wat staan in Openbaring 19. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruidegom van die lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit begin om fyn helder wit klere aan te trek. Hierdie 5 klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat by die bruidegomsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God, en hulle is waar. Ons word stil, sluit ons oor, stil in die Here se teenwoordigheid, en word daarvan bewus, dat jy God se geliefde is. Neem o Here my vryheid, my gedagtes, my begrip en my wil. Alles wat ek is en alles wat ek het U aan my gegee. Ek gee dit alles aan U oor, sodat U dit kan gebruik soos U wil. Gee my net U liefde en genade. Dan is ek ryk genoeg en sal ek niks meer begeer nie. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons saam sing met 5-2-6 waar daar liefde is. Ons gaan sing in Afrikaans, dan Latyn en dan 2 keer weer in Afrikaans. Net daardie wete van dat die Here God
God is leefde. Hy is hier teenwoordig. En ons kan daarin reis. Kom ons sing saam. Hosea 2 sê goeie volgende: Ek gaan my vir altyd aan jou verloof. Ek gaan my aan jou verloof met reg en geregtigheid, met troue liefde en ontferming as bruidsprys. Ek gaan my in trou aan jou verloof, en jy sal die Here erken. Genade en vrede van God ons Vader en vir Jesus Christus, ons Verlosser en Zaligmaker, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons het vanoggend die voorreg om van tyd na saam te doop. En daarom sluit ons volgende lied van hierbij aan. Ons kan saam sing, ons kan opstaan vir hierdie lied. Die twee my enigste toes. En ons sing dit as inleiding vir die doop wat gaan plaasvind.
Ook die doop beteken 5 dinge oor die wêreld heen in alle kerke. Die eerste ding wat die doop beteken is, ons is een met Christus. Ons het saam met Christus gesterf en opgestaan. Tweede, ons word vergewe en gereinig van ons sonde en opgeroep tot bekering. Ons word gesalf met die Heilige Gees wat ons vervul, versterk en bewaar. Ons word ingeleid in die liggaam van Christus, die een kerk. Ons word burgers en getuies van God se nuwe wêreld waar ons pad is. Daarom die gemeente ons word by die doop opgeroep om ons eie doop te herbevestig en om ons verbintenis aan elke doopling, aan elke lid van die liggaam van Christus te bevestig. Nou ons dit nou gaan doen is, ek gaan vir ons lees waar staan dit dig, en ek gaan vra dat jy vir my lees waar staan gemeente, so as die deel het op en dit van hardop antwoord, goed. Gemeente van Jesus Christus, beloof jy om vir elke doopling wat jy kan kruis, die hande te wees wat hulle op God se pad lei, die stemme te wees wat vir hulle God se storie vertel, die ore te wees wat luister na hulle vreugdes en drome, as ook hulle seer en twyfel, die arms te wees wat hulle en hulle familie met God se liefde en genade vashou. Ja. Bevestig dan ook nie julle verbintenis aan Christus. Sal julle volhard in die geloof en gemeenskap, in die gebruik van die nagmaal en gebede. Ja, met die hulp van die Here. Sal julle volhou in die bose teestaan, en as julle in sonde val, julle sondes bely en terugkeer na die Here. Ja, met die hulp van die Here. Sal julle die woord en daad die goeie nuus van God se heerskappy in Christus verkondig. Ja, met die hulp van die Here. Sal julle Christus in alle mense raak sien en dien, deur jou naaste lief te hê soos julleself. Ja, met die hulp van die Here. Sal julle strewe na geregtigheid en vrede onder alle mense en die waardigheid van elke mens respekteer. Ja, met die hulp van die Here. Kom ons staan op en bely almal saam ons geloof in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in wie se naam ons gedoop is. Ons wil opstaan. Ek glo in die Vader, die almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Dat ik blijf met z'n aan. En toen was ik nog vrouw met z'n aan. En we staan voor de kinderen te koop. Je hebt niks doorgestaan. En dan ook van mij te koop. Niet die was al dat je stelling kan doen. Ik kan nog een stelling van je doen. Je moet ook zien wat er jij hebt. Maar die was... En gaan dus maar afgaan. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons wet 'n verbond. Die verbond word vergelyk word met die Testament waar God al sy gawes aan sy kinders beskikbaar stel.
By die doop bevestig word dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat vir ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en vir ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarin ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is met lewe ingesluit, al verstaan hulle nog niks en veilig. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders in die name kry nie. Dat ek ook van die saam waar ek moet gee. Ons is slaap te lekker zijn. Goed, voordat die doop tijdens my saam bedien word, kry jy die geleentheid in die hand van die volgende vraag om jy geloof te bely. Glo jy in God die Vader wat jou versorg, bewaar en liefhet? Glo jy in Jesus Christus wat vir jou sonde aan die kruis gesterf het? Glo jy in die Heilige Gees wat in jou woon, wat jou rig en lei, om volgens die wil van God te lewe? Bely jy dat terwyl ons kinders en sondaars in die wêreld gekom het, en daarom op die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom is lidmate van sy gemeente gedoop en God. Nou, jy vraag, so hou dat die Jezus in ons staan, en ander ook sien. Kan ons aan ons steen gaan? Ek loop in die naam van die Vader, dat vir jou sorg en vir jou lief is, vir die Seun, Jesus Christus, jou verlosser en saligmaker, en die Heilige Gees, Skepper God wat in jou woon en vir jou lei. Goed. Nou wil ek julle vra om dit nou die volgende klas te doen. Die doop het ons pas gedeed, vestig aan ons Godse genade en liefde. Dit maak ons kinders bewus van die vaste grond waar ons geloof is. Daarom kry jy as ouers die geleentheid om Godse genade te antwoord deur die volgende beloof. Beloof jy jou hierdie kinders, soos hulle groot word, oor die betekenis en eise van die genade van God te leer. Beloof jy om hulle vir hulle voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En beloof jy om hulle te help om Godse beloftes hulle eie te maak. Nou gemeente, deur die doop het hierdie kinders, ons kyk eens aan, deel word van die gemeente. Daarom elkeen van ons verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kinders en hulle ouers te ondersteun. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom, dat hierdie kinders die Here sal herken, liefkry en dien, en kan groot word tot eer van sy naam. Ja. Dit is al harde antwoord. Hierdie Bybeltjie is bekend gesaan van die gemeente af. Ek is so hier, maar ek kom van Talien en natuurlijk was het ik zie dat ik jullie bij de stad, waar ik ook gaan op voor die lied op te zetten. Ons heeft jullie samen eigenlijk. Ons gaan als een hele opstaan. Ons gaan van de Heer zijn, heel eerst is er ons bekleinde zaal. En daarna zet ons relaas van die lied. Thank you.
nog steeds. Die is vertrouwen water. Voordat ons gaan staan en lees in die woord van die Here, dit is ons Efesiërs gebed, die gebed van die Heilige Gees. Ons vra vir die Gees om ons harte te oopmaak, sodat ons op wat is dit vir ons gebed om ons te lewe. Ewige en almagtige God, U ken ons harte, U ken al ons begeertes. Vir U is niks verborgen. Reinig door ons harte, deur die werking van die Heilige Gees, sodat ons U volmaak mag liefhê en die Heilige naam mag maak, deur Jesus Christus ons Here. En ons vra ook nou, dat U van ons rustig sal maak, en dat ons gedagtes sal rig op die daarboe. Praat met ons, deur die woord en die Gees. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Eksodus 32 vers 10 tot 16. Ons is nog steeds besig met die name van God, die verskillende name van God. En ons onthou, ons het gepraat oor God wat sê ek is, God die Almagtige, God die wat gesê dat hy sal sy goedheid bewys aan wie hy wil, dat hy vry kan besluit, en dan vanoggend nou, God wat jaloers is. Ons moet die kyk waar. En lees ons die 2020 vertaling, en hy vertaal die woord jaloers met besitters, omdat jy dat steed. Wat daar steed? Die Here het gesê, kyk, ek gaan 'n verbond sluit. Voor die hele volk sal ek wonders doen, wat op die hele aarde, of onder al die nasies, nog nie deur my verrig is nie. Dan sal die hele volk tussen wie jy is, die werk van die Here sien. Wat ontzagwekkend is dit wat ek met jou gaan doen. Kom dit na wat ek jou vandag beveel het. Ek gaan die Amorite, die Kanaaniete, die Hetiete, die Ferisiete, die Hewite en die Jebusiete vir julle uitvertryf. Wees op jou hoede, dat jy nie 'n verdrag sluit met die inwoners van die land waarin jy op pad is nie, anders word dit 'n valstrik in jou midde. Hulle altare moet julle egter afbreek, hulle gedenkstene moet julle stukkend slaan, hulle asheroes moet julle afhaal, want julle mag nie voor 'n ander God en aanbidding buig nie, omdat die Here in sy naam besitter is, 'n besitterlike God is. En dan is ook 'n vers wat gebruik die Here baie sterk woorde om te sê dit is wat hulle vir ander gode sal doen. Wees op jou hoede, dat jy nie verdrag sluit met die inwoners van die land nie. Wanneer hulle agter hulle gode aanbeweeg en vir hulle gode offer, sal jy genooi word en jy sal van hulle offers eet. En jy sal van hulle dogters vir jou seuns neem en hulle dogters sal agter hulle gode aanbeweeg. Veroorsaak dit jou seuns ook agter hulle gode aan. Hoe eerder. Tot sover. Sterk woorde van die Here daarvan gebruik. Goed, vanoggend het ons al gesien en was ons deel van die doop wat tyd Dresaan bedien was. En ons het gehoor dat die formulier dat dit ons van gelowige ouers gedoop word en dat ons kinders ingesluit word in die verbond. En ons het ons teksgedeelte gesien dat God vir die volk sê, vandag sluit ek 'n verbond met julle. Ek gaan vir julle 'n God wees en julle gaan my kinders wees. Nie verbond sluit met elkeen van ons. En die doop het ons ook gesien dat dit God is, hy is die een wat handel. Hy kom vanoggend in sy goedheid en in sy oorvloedige genade en sê vir tyd Dresaan, jy is myne. Jy is myne. Ek beloof dat ek jou God sal wees. Ek beloof dat ek vir jou sal sorg en dat ek vir jou sal lei op die pad van heiligmaking, waar jy sal ontdek hoe groot my liefde is. Deur my enigste seun, Jesus Christus, vir jou aan die kruis gesterf het, in jou plek die straf gedra het
vir die sondes wat jy nog alles gaan doen. En ons hoor ook, hoe dat Jesus sê, Christus, bly in my, soos ek in jou. Want sonder my is daar nie lewe nie. Sonder my kan jy niks doen. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van my lewe. En ons hoor hoe die Heilige Gees vir Petrus aan sê, ek is Skepper Gees. Ek woon in jou. Jy is die tempel waar ek wandel. Ek troos jou, ek lei jou, jy is myne. Dit is wat die dood vir ons moet sê. En dit alles het God vir my beloof, en hy beloof dit ook vir jou. Goeie Almagtige, gee sy lewe, sodat hy jou kan ken. En sodat jy hom kan ken, en vir hom kan wees. Hy is ons skepper, hy is ons lewe, hy het die volle reg om van ons onverdeelde trou te vereis. En as ons nou lees hier in Exodus, dan sien ons, die Here vra dit, onverdeelde trou. Geen ander woorde nie. Kan nie vir ander God gaan buig nie. Maar wat verskriklik belangrik is, om te sê, aan die kant, is dat hierdie verbond wat God nou met Israel sluit, die verbond wat hy met ons sluit, is gegrond, is gebou op genade. Julle sal weet, Exodus 34, net voor Exodus 34, het die volk begin afgemaak. En die Here is eintlik waar opgedring. Maar nogtans sê hy gaan met hulle verbond sluit. So hierdie verbond is nie gebou op die werke of dit wat ons kan verdien nie. Die volk verdien nie, die volk verdien eintlik dat die Here hulle eenvoudig sal afleer van die aarde af. Maar die Here sê nee. Ek gaan met julle verbond sluit. Ek gaan vir julle 'n God wees en ek eis onverdeelde trou aan my. So hierdie verbond wat God sluit, is dieselfde soort verbond wat hy met Abraham gesluit het en met ons gesluit het met die dood en die opstanding van Jesus Christus. Dit is gebaseer op barmhartigheid. Dit verskaf vergifnis. Daar is goddelike beloftes daaraan gekoppel en waarskuwings en gebooie. En die basiese vereiste daarvan is onverdeelde toewyding aan God alleen. Nou die verskil tussen die verbond van Moses en die nuwe verbond, die dood van Christus, wat die dood van Christus verseel is nie dat die een op grond van verlossing aan ons aangebied word en die ander een deur verdienste nie. Albei hierdie verbonde word aan ons gegee op grond van genade. Grond van genade. Albei leer vir ons om God alleen te aanbid. Alleen. En jy kan God nie as soewereine, genoegsame, genadige God aanbid sonder dat jy hom vertrou nie. Hulle was gesê, geloof is kennis en vertrou. Die twee gaan saam. Daarom kinders, moet jy na die Gees toe gaan, sodat jy die kennis kan leer, maar ook die vertroue. Ons moet weet wat in die woord van God staan. Hoe anders kan ons op wat vertrou, soos jy weet wie hy is nie. So daarom is albei hierdie verbonde, al Godse verbonde, genade verbonde wat na ons toe kom, deur die geloof. Nou in die teks lees ons, en as jy dan die 53 vertaling gelees sal jy sien, dit word vertaal met jaloers. God se naam is jaloers, God se naam is besitlik. Nou ons moet net nou onderskeidings maak oor die woord jaloers. Hierdie jaloers is nie soos 'n onsekere werkgewer wat miskien vrees dat sy werknemers na 'n beter salaris wegloop gaan word nie,
Of jy jaloers wat ek graag eintlik ook op my kar wil hê op wat kan nie. Dis nie die jaloers om weer goed jaloers is. Hierdie jaloers is nie 'n refleksie van swakheid of vrees nie. Kom vroulik so, tot baie beskryf, hy sê, God is jaloers, soos 'n magtige en genadige koning, wat 'n boermeisie uit 'n lewe van spanning wegneem. Haar vergewe, met haar trou en haar nie take van 'n slaaf gee nie, maar die voorregte van 'n vrou, 'n koningin. Sy jaloesie spreek nie uit vrees of swakheid nie, maar uit 'n heilige verontwaardiging vir sy eer en mag en barmhartigheid wat dit geminag word deur die ontrouheid van 'n wispelturige huweliksmaat. God is jaloers op dit wat syne is. Nee. Hy is gekoop, net met van sy seun. Hy is besit in ons is syne. So wanneer die volk op die 10 gebooie ontvang, is dit nie 'n kosbeskrywing vir ons as God se werknemers nie. Die 10 gebooie is die huweliksbeloftes. Dit het gesien word as die huweliksbeloftes, dat hierdie boermeisie, die eenvoudige meisie, aflê en met die koning trou. So hoe lyk die verhouding? Naas my mag jy geen ander God hê nie. Moenie egskeid pleeg nie. Moenie moord pleeg nie. Leef anders as die res van die wêreld. Dit is hoe die verhouding lyk. En ons doen dit op aan ons trou en ons kom nie, staan voor God en sy gemeente en jy sê, ek beloof, ek trou aan 'n man of vrou. En daarmee saam is daar ons nou 'n sekere manier hoe die huwelik lyk. So, ontrou wees aan mekaar nie. En dit is presies wat God ook van ons vraag. So vers 14 maak dit ons baie duidelik dat die verbond van Israel wat dit is. Want jy mag geen ander God aanbid nie, want die Here wie se naam jaloers is 'n jaloerse God. Die verbond is onverdeelde aanbidding aan alleen. En die beeld wat ons gedagtes geskep word, hierdie woord jaloers, is die prentjie van 'n minnaar of 'n man wat kwaad word wanneer iemand anders op die hart van sy vrou nedel. Of wanneer haar hart weggaan en agter ander minnaars aangaan. Dis ons daai woord jaloers moet verstaan. En hierdie beeld word verder bevestig in vers 15 en 16, want Israel worstel om nie met ander gode op te gaan nie. Die eis van die verbod is, moenie egbreek pleeg nie. Moenie egbreek pleeg nie. Moenie dat jou hart van hom af wegdraai en na ander dinge te hardloop nie. Want jou God, jou man, wie se naam jaloers is jaloerse God. In Exodus 20 word ons presies dieselfde. So, jaloers, of afgunstig wees omdat iemand iets van het wat hy wil hê of nodig het. Nee, jaloers is nie, God is jaloers op dit dat sy reg syne is. Hy is nie afgunstig op ander nie. Ons is syne. Hy het afgunstig gewees, ja, ons is syne. En dan staan dit daar in Exodus 20, jy mag vir jou geen geskede beeld of enige gelykenis maak van wat oor die hemel, of van wat oor die aarde is, of wat in die waters oor die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie weerbuig en hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God. God is jaloers wanneer iemand iets aan 'n ander gee wat reg aan hom behoort. As ons vanoggend bely sê, ek is 'n Christen, ek is die Here se, ek is gedoop, dan behoort my hart, my siel, my liggaam, my totale lewe aan hom. En dit is nie myne nie, dit is die Here se. En hoe ek daarmee werk
wys dat dit die Here se is. En hierdie vers word gepraat van die afgoeie wat die mense maak. En dit het daarvoor meer by geplaas van om vir goeie aanbidding te gee, wat om alleen te kom. God besit dit oor die aanbidding. Ons het dit saam gesê, al die lof en die eer en die aanbidding kom God toe. Nie iets of iemand anders nie. En ons sal vandag sê, maar ons maak ons nie, ons sal valde nie. Of houd gesê, die wilde nie. Maar hoe geef ons? Waar is wanneer ons opstuit? Wat is die gevolg ons onsself voor elke dag? Ons moet baie eerlik wees. Goed, dit is 'n sonde, wanneer ons begeer of afgunstig is of jaloers is op iets wat iemand anders het wat ek nie het nie. En dis jaloesie. Dis 'n ander gebruik vir jaloers wanneer ons begroep word. Nou, ander is het voorbeeld is, dit is al reeds gesê, as 'n man sien iemand flankeer met sy vrou, dan mag hy jaloers wees. Wat is sy vrou? Dis nie 'n verkeerde jaloesie, dis nie 'n sonde nie. Maar die oomblik dat ons iets anders wil hê, wat ons nie is nie, wat ons half vir iemand anders slegs toewens, wat hulle het wat ek nie het nie. Dis sonde. Daardie begeerte om iets te wil hê, wat nie aan jou behoort nie. Maar ons weet die gedeelte sê God. Hy sê dit vir ons. God van genade weet het vir ons die lewe aan. Sê hy, ek gaan vir jou goed wees. Ek gaan jou skoonmaak, ek gaan jou heilig met die bloed van my seun. Ek gaan nuwe lewe in jou skep. Jy is 'n nuwe mens, jy is nie meer die ou mens nie. Ek voel jou. Jy is myne. Hoe antwoord ons dan? Gee ons aan hom al die aanbidding, die lof en die eer. Of kom die wêreld met sy valse beloftes na ons en ons luister na dit eerder. Vat ons dan nooit. Hoe lyk ons dag? Hoe lyk ons week? Hoe stap ons dit in? Is daar tyd vir aanbidding vir die Here? Is daar tyd vir hom al die eer gee? As dit goed gaan met my, besef ek dat dit wat ek het, van die Here afkom. Jakobus 1 sê, alle goeie gawes, alles wat goed en mooi is, kom van God af. Hy gee dit vir jou, as 'n geskenk. Hy sê jou, dis syne. Die feit dat ons goed gedoen het by die besaam, die feit dat ons blom kan hou, dis genade, dis God wat het ons gee. En ons moet hom die eer gee. En so kan ons maar in ons lewe gaan in delf en vra. Hoe lyk dit? Wat is die antwoord wat ek eintlik antwoord? Gaan skryf dit vir jouself neer. Hoeveel tyd spandeer jy aan? Dit is vir jou lekker is. Dit wil jy verdien, en ons het ons altyd ons verdien dit. Ons is gerechtig daar. Alles wat goed is, mooi is gee God vir ons, omdat ons lief is, omdat ons Vader is, omdat ons stoel. So gaan skryf weer. Net die lewe. Hoeveel persentasie van jou tyd staan jy af vir die Here. Maak die tyd om sy woord te lees, om te hoor hoe hy met jou praat. Want ek dacht nie wat, ek sal miskien gebed ook sê vandag. Nee. Hoe ken ons die Here? Ons ken die sy woord. Ons ken die Here deel te wees van 'n geloofsgemeenskap. Dit is ons opgedoen. Sy is deel van die geloofsgemeenskap. Ons het almal gesê, ons gaan seker maak, sy ken die Here. So wanneer sy die dag voor ons staan, dat sy geloofsbelijdenis aflê.
Ons almal het nodig. Ons mekaar nodig. Mekaar herinner dat die Here die eerste lief is. Die Here het ongelooflik lief. As ons die taal lees van Hosea en Openbaring, dan sê dit jy is Jesus se bruid. Dit gelees in die begin. Ons trek die vyf keer aan, die regverdige dade van die gelowiges. Daar's 'n bruidige fees wat wag vir ons, wanneer Jesus kom, om sy bruid te kom haal. Maar wat sê Hosea? Hy sê, hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Dis 'n leer wat vir jou sê. Jy is 'n geliefde. Dat jy wat so. Amen. Kom ons lei. Hemel Vader, ons wil ook vir jou dankie sê dat ons weer eens kom hoor hoe groot die liefde van ons is. Here, ons wil ook sien die liefde van U. U wat eerste U hand op ons uitsteek. U wat ons nader trek in U liefde, U genade. U wat sê, hoe groot U prys gee. Hoe kan ek U aanvaar? Het U lief. Here, dan wil ons ook vra, vergewe ons asseblief. Vergewe ons wanneer ons die eie ek belangrik maak as U. Wanneer dit gaan oor ons gemak en ons plesier, wanneer dit gaan oor ons drome en ons doelwitte, Here, mag ons dit myner met U wil. Here, ons sê dankie ook, dat U vir ons sorg. Ons hoor dit, oor U los ons nooit aan nie. En daarom sê ons ook dankie, dat ons daar die volgende dinge uit kan bring. Here, ons sê dankie vir die mooie dag, vir die gemeente gegid is, vir die groot besamen, die welslawe daar geleef is. Here, dankie dat ons vir U kon werk. En Here, dat ons aan ons land waar ons woon, al die seer en pyn in ons land, ons bid vir die familie en die naasbestaandes, vir die egpaar wat op Kondesrivier aangeval is. Here, daar is soveel stories, elke dag as ons die Koran opmaak. Ons as die lees hoor, dan hoor ons, dan leer die hartseer. En ons bid U, waar die families die vrede sal dra, ons bid Here, dat ook die brokke in die harte sal koester. En ons bid die kinders op troos, die geest op minne. Here, ons dink ook aan die ouers en aan die skoolmaats wat die jongtyd wat gesterf het, nadat ek ongelukkig 5 maand moest het ingeslik het. Here, ek voel nie so kom. Maar hy het ons ook om te besef, U is die Alfa en Omega. Here, daar is soveel dinge wat gebeur in die lewe, wat onregverdig is, wat ons kwaad maak en hartseer maak. Maar ons bid dat die Heilige Gees vir ons gaan lei, sodat ons sal rus vind in die teenwoordigheid. Hy mag al die hartseer en al die slegte dinge in die wêreld, mag ons nie wegryk van U af nie. Mag ons gefokus bly op U, Here Jesus. Dankie dat U die een is wat ons hand vashou. Dankie dat U die een is wat vir ons bid, wanneer ons nie meer die woorde het nie. Dankie vir U liefde en U genade. Here, wees ook met ons in die week van kom. Here, dat ons sal lief tot eer en verheerliking van U naam. Mag al die lof, eer en aanbidding net wees tot U. Wees met ons. Amen. Ons gaan nou die Here dien met ons offergawe.
gee U vir ons die insig en die wysheid om ons aan te bring tot eer en verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit om die naam so dat U. Amen. Ons kan opstaan vir ons slotlied, die 308, neem my lewe, laat dit Heer, en ons sit al 15 verse saam. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën en beskerm elkeen wat hom aanroep. Hy versprei tot hulle redding en is hulle genade. Hy verhoor hulle gebede en gee aan hulle